So ons laat die praktyk van begrafnis of om te begrawe ter aardebestelling, hoe ook al jy dit wil stel, sien ons kom van die Here self af. Dit is om in lewe en in sterwe die Here te dien, is 'n toewyding aan die woord en die bevel van die Here. Goeiedag luisteraars en baie welkom aan elkeen van julle. Ons sê ook baie welkom aan Pieter en Frikkie Duisel, die twee broers. Maar vandag gaan ons so 'n bietjie weer kyk na ons katekismes. Verlede week het ons oor vraag en antwoord 39 gepraat en hierdie week praat ons dan oor 40 en 41 en ons groepeer die twee saam omdat hulle baie kort is. En ek gaan vir ons dan net hulle lees en dan kan ons saam 'n bietjie daaroor gesels. Ons begin dan ook nie met 'n nuwe Sondag 16 en vraag 40 vra: waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? En dan is die antwoord: weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die seun van God vir ons sondes betaal word. En dan vraag en antwoord 41 vra: waarom is hy wat Jesus Christus dan nou is, begrawe? En dan is die antwoord om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Nou ons sien so dat Christus moes sterf en dan is daar ook die begrafnis van ons Here Jesus Christus, dat hy daar 'n sekerheid is dat hy werklik begrawe is, werklik doodgegaan het, werklik begrawe is. Want as ons sien dat Christus werklik moes gesterf het sodat hy die volkome geregtigheid van God kan bevredig en ook so die waarheid van God kan bevredig daarin. Nou wat beteken dit dan presies as ons sê dat die geregtigheid en waarheid van God vereis dat Jesus Christus moes sterf? Ek wil graag by julle manne hoor. So, geregtigheid, die woord self, kom van die woord reg af. So kom die woord regverdig van die woord reg af. So geregtigheid, regverdig, al hierdie woorde het in mekaar te doen. So regverdigheid geskied of geregtigheid geskied wanneer iemand kry wat hy of sy verdien. Wanneer skuld betaal word, wanneer daar's baie maniere hoe mens aan hierdie geregtigheid of geregverdigheid kan uitbeeld. En dan waarheid beteken dan nou juist dit wat reg is, dit wat God gesê het. Die bron van waarheid is God se woord. 'n ander definisie vir waarheid is ook dit wat in ooreenstemming is met die werklikheid. So Christus moes gesterf het, want dit is die straf wat ons sondes verdien het. Regverdigheid of geregtigheid of reg kon nie geskied het indien die regverdige straf nie toegedien is. So daarom moes Christus sterf, daarom moes hy doodgaan. En dan die Skalk het al klaar 'n bietjie begin gesels oor hy wat dan graf toe is. Jy spok as 'n bewys van sy sterwe, dat hy het regtig gesterf vir ons sondes. Ja. Ja, nee, definitief nie. So ons sien dat God se reg laat geskied deur die sterfte van sy seun Jesus Christus. Ja, sy reg vereis dat geen sonde ongestraf bly nie. So dis moet gestraf word en Christus het daai straf gedra. Ja, Ja. Ja, nee, inderdaad nie. Maar as ons dan ons is nou hier besig met die Nuwe Testament waar ons Christus se dood sien en daar waar hy kruis sterf en waar hy begrawe word. Maar dan sien ons ook in die Ou Testament al 'n deel van die waar God in Genesis 2 vers 17 sê as jy van hierdie vrug eet, Adam en Eva van hierdie vrug eet, dan sal jy sekerlik sterwe. So die dood word ingebring deur Adam en Eva wat van dit geëet het. En hoe koppel dit dan met Christus se sterfte? Okay, wel die dood het in die wêreld ingekom met die sonde,
Adam en Eva het gesondig toe hulle van die vrugte geëet het. Nêrens het is die appel nie, by the way, maar ek sou in elk geval nie verlei word deur die appel nie, dat ding is sleg. Maar in elk geval, hulle was dis hoe die sonde in die wêreld ingekom het. Hulle wat nie gedoen het wat God wil hê hulle moet doen nie. Dit is wat onreg is, om nie volgens die bepalings van God te leef nie. En dis het hulle gedoen, dis het die sonde in die wêreld gekom, dis het die dood in die wêreld gekom. En nou, ja, die loon op die sonde is die dood. Daarom moes Christus gesterf het, weens dit wat al die pad terug in die tuin van Eden gebeur het. Ja. Nou Pieter, ek gaan net wat jy gesê het in in ander woorde sê, het nou gesê die loon op die sonde is die dood. So ja, wat jy kry as jy gesondig het, is die dood. En daarom het ons almal die dood verdien, en Christus het daardie dood vir ons gedra. Daarom het hy gesterf. Ja. Ja. As ons sien, Christus sterf nou vir ons, en dan word hy ook begrawe om die dood wat hy deurgegaan het te bevestig, nee, vir die vroeë kerk, maar ook so vir ons, daar waar dit opgeteken is. Maar hoekom spesifiek was dit dan belangrik dat Christus begrawe is? Ons kan dink dan aan die profesie wat vervul is daardeur, dat hy by 'n ryk man begrawe is. Maar watse ander belangrike deel daarvan sien ons vir die vroeë kerk spesifiek, vir sy apostels, vir sy disippels? Om te wys dat hy regtig gesterf het. Ja. Hy was 3 dae in die graf gewees. En dit beteken dat hy was nie net in 'n koma nie, hy was nie net baie siek nie. Niks is dit nie. Hy sou dood gegaan het van die dors indien hy 'n koma gehad het of wat ook al, of siek was of wat ook al. Dis om regtig uit te beeld en te wys, hy het regtig gesterwe. Ja. Ja, so sien ons Christus het werklik gesterf, en die Here bestem dit sodat hy begrawe word om dit doel van versekering vir die gelowige. En ons sien dan dat daar klomp profesieë van die Ou Testament ook vervul word met Christus se begrafnis, dat hy soos dat hy by 'n ryk man in die graf gaan lê het. Maar ons sien dan ook dat daar iets anders aangaande die begrafnis is, nee. Anders as verrassing. En so wil ek by julle 'n bietjie julle gesels oor waarom as gereformeerdes glo ons dat ons wil begrawe eerder as wat ons veras. Want ek weet nie myself nie, jy send of wys iets van jou geloof dan. Dit wys 'n verwagting van haar geboorte. Dit wys 'n verwagting van soos dat ek hier sal lê, gaan ek weer opstaan. Nou is dit hoe dit gaan werk? Nee, dieselfde God wat alles uit as uit wat alles uit niks uit geskaap het, nie kan jou herskaap uit as uit. So dit is nou nie 'n saak van of ek nou hel toe gaan of nie as ek verras word nie, maar dis 'n saak van wat sê ek met my dood? Wat verkondig ek met my dood? As jy begrawe word, verkondig jy dat soos Christus opgestaan het, die dood oorwin het, gaan ek ook opstaan omdat hy my dood oorwin het. Ek gaan nie so uit die graf uitklim as Christus weer kom, as ek so plat mag praat. Ja. Dit gaan nou oor om die Here te dien in jou lewe en in jou sterwe. In beide. So, ja, ek stem saam. Ja, en ons sien eintlik 'n mooi Dominee Gerard rig ons altyd daarop met die kerk, het ons altyd gerig daarop met die kerkreg, en sê ons sien dit eintlik mooi dat daar die liggaam verwys word na 'n saad wat geplant word, nee. En vir die wendepunt sal die saad ontkiem, groei. Ja. Die verheerlikte liggaam wat Ons drins eers. Ja. Ja. Dis eintlik 'n baie mooi beeld, en ons sien ook dat God vir Abraham begrawe. So ons laat die praktyk van begrafnis of om te begrawe ter aardebestelling, hoe ook al jy dit wil stel, sien ons kom van die Here self af. So dit is soos jy sê, Frikkie, dat dit is om in lewe en in sterwe die Here te dien, is 'n toewyding aan die woord en die bevel van die Here. Ja. So dit is eintlik dan bygenoem, baie pastoraal wat mens moet noem dat
Om as iemand in jou familie of 'n vriend veras is, beteken dan nie dat hulle nou verdoem is tot die hel nie. Net soos enige ander sonde is daarvoor ook genade. So mens moet nie sê, mens moet nie die uitlaat maak dat omdat iemand veras is, gaan hulle hel toe nie. Nêrens in die Bybel staan dit in die eerste plek. So mens moet baie versigtig wees hoe mens hier praat met mense oor verrassing ook. Maar ja, dus ek weet nie of daar enigiets is wat een van julle dalk nog wil byvoeg of oor saam gesels. Ja, Skalk, jy het nou gepraat van 'n pastorale aspek daarvan. Wanneer jy by die begrafnis van 'n geliefde is, dan beteken hierdie opstanding uit die dood vir jou ook natuurlik baie, hè. Jy weet Christus is begrawe, jy weet hy het opgestaan, jy weet hy het die dood oorwin en jy weet daarom gaan jy ook uit die dood uit opstaan. So wanneer jy dan 'n geliefde begrawe, dan het jy daardie hoop daarvan dat net soos wanneer ek ook as die Here wil begrawe gaan word, is die Here nie voor dit weer kom nie. Dan gaan ons almal ook opstaan uit die dood uit. So daar's daardie troos ook vir daarby so. Ja. Ja. Ja, ek dink net so 'n bietjie ter inligting ook vir die luisteraars. Ek weet nie of julle dalk enige inligting kan byvoeg met dit wat ek sê nie, maar verrassing was ook 'n baie heidense gebruik gewees en daarom was daar ook afgesien daarvan. Nie net in die Bybelse tyd nie, maar ook in die vroeë kerk se tyd was verrassing 'n baie 'n heidense gebruik. En daarom onsself af te sonder as Christene om heilig te wees soos die Here ons roep om heilig te wees, hou ons by begrafnis ook. Ek weet nie of julle ook iets wil byvoeg aangaande dit nie. Dan kan ons dit daar los en broers en dan kan ons ook sê baie dankie vir al die luisteraars en dan ook 'n mooi en geseënde dag vir julle verder. Dankie. Dankie.